Goeiemôre, good morning. Jee, ons soep die ketel is al gekook, want daar is 'n lekker kuier op pad. Beslis, Thys lyk ongelukkig asof hy nog nie sy koffie gehad het nie. Môre Thys, is jy bietjie van 'n beer met 'n seerpoot? Ja, waar is koffie? Want ek gaan definitief na die tyd 'n koffie met HR, want hierdie is onaanvaarbaar. Heeltemal. Ons sal gesels met die vloerbestuurder. Ek dink so. Maar sy's af. Ek dink dit is hoekom ons geen koffie het nie. Dalk. Sy's nie af nie, sy's op die koffie. Ons het natuurlik weer 'n heerlike program vir vandag beplan. Ons gesels met die modeontwerper Gert Johan Coetzee. Annie Malan en Leon van Nierop kom vertel ons meer oor hulle nuwe potgooi. Arnold gesels lekker met die uitvoerende hoof van die Blue Bulls Company, Edgar Rathbone. En Anton Meiburg kom deel sy nuwe musiek. Lekker propvol program. Lekker propvol program en ek wil eintlik ons oggendpraatjies afskop met animation remakes. Have you seen them? What are your opinions on them? Do you think they're necessary? Pieter? Ja, ek weet nie, dis mos nou wanneer jy soos die getekende Spider-Man toe nou regte Spider-Man. Presies. Live action remakes. Ek weet nie, ek dis seker maar 'n fantasiewêreld. Ja. Maar dit is ook 'n ander ervaring. Ja, Thys, jy het 'n klein dingetjie. Ja, ek love it. Ek bedoel byvoorbeeld gaan kyk na Beauty and the Beast. Jy weet dit is van die Disney na die normale ene toe. As jy byvoorbeeld dan maar kom ons gaan vir die Avengers. Jy weet in die Marvel karakters, almal van hulle. Great movies. Jy weet jy maar die gewone karaktertjies en prentjies. Ja. So ek het nou oor die naweek ek en my gesin na die live action remake gaan kyk van How to Train Your Dragon. And this is the next big live action remake which is actually opening at cinemas on the 13th of June. And dit gaan natuurlik steeds oor die jong Viking. Sy naam is Hiccup. And he lives in a village where dragons are a huge problem and they got feared and they hunted. En dan maak hy vriende met Toothless, wat die oulikste draakie is, and then obviously the whole kind of film evolves from his relationship with Toothless. But it is so well done. En daar's baie mense wat sê hierdie remakes is heeltemal onnodig as jy kyk na Lion King of daai nuwe Mufasa een wat hulle ook gemaak het. Maar ek dink as dit goed gedoen word, dan is jy nie regtig so gretig om te kritiseer dat dit nou nie die regte een is soos die oorspronklike een nie. I don't know if I've seen a bad one actually. Nee. Ja. Ek dink dit is regtig dis my baie beter gedoen as byvoorbeeld die oorspronklike. Is want daar's 'n tyd vir alles. So met ander woorde toe Lion King eers uitkom toe was sy baanbreker geweest. Jy weet in die 90s. Ek dink dit is 95. Maar as jy byvoorbeeld nou gaan kyk die nuwe maak van Mufasa en die nuwe Lion King was stunning. Ek bedoel dat was juist ons het hom op 95 gekyk, dit was ons nog klein. Jy weet en nou basies het jy hom weer gekyk en het hom weer dieselfde geniet soos wat jy dit in 95 geniet het, net so voordat Elsa gebore was. Ja, net so voor sy gebore was. But I think also like the classics stay the classics, but I think having an updated version, I loved it. I thought the animation was great. Daar's 'n 17-jarige akteur Mason Thames. He plays Hiccup and hy lyk soos Hiccup. Dit is perfecte casting and he carries the whole movie and it's really, really good. And another thing that I thought was really cool was Gerard Butler, die akteur van Olympus Has Fallen en The 300, hy het die stem gedoen in die animasie as die pa en die chief van die tribe en hy is ook nou die pa in die live action remake. So it kind of ties it all together. But I absolutely loved it. Loved the film. So vir albei weergawe. Ek dink so, ja. Maar Rosie my nou sopas vertuig om te gaan kyk. Asseblief. Ek is totally convinced. Ja. Ek het lanklaas gefliek. Ek dink ek en jy moet gaan kyk. Bitter lanklaas gefliek. Ek dink nog beter, soos wat daar nou al kossies geproos en kaas geproos en alles, ek en jy gaan popcorn en sweets en al daai lekker goed vat. Kyk uit vir ons hier op Goeiemôre. Elsa staan reeds reg met die popcorn, want jy het later aan 'n onderhoud met Annie Malan en Leon van Nierop. Ek is kinderlik opgewonde oor daai gesprek en ja, hulle doen dit gereeld om 'n paar films en so te resenseer en so 'n bietjie te sê wat hulle daarvan dink. So ons gaan nou 'n bioskoop toe maar in Goeiemôre Good Morning style. Lekker. Nou ja, wie van julle onthou die Suid-Afrikaanse Formule 1 legende Jody Scheckter? O, absoluut. Ja, hy het ons naam hoog gedra daaroor sê. Hy was die 1979 Formule 1 wenner geweest, nê, kampioen. Hy het intussen, ek dink hy's nou 79 jaar oud. Hy het van hier af na Italië toe gegaan. Dis nou waar hy sy ding wil doen of 75. Hy het in 79 gewen, maar hy's nou 75 jaar oud. En hy is nou in Italië, maar hoor gou hier.
Hy het sy rybewys, 'n Engelse rybewys, het verval. En om hom te hernie moet hy nou slaag vir die Italiaanse toets. Iets wat hy sê onmoontlik is om te doen omdat hy baie swak Italiaans praat. Sorry meneer Sekter, ons gee nie om nie. Jy kan bestuur, ons sien dit, ons weet jy's legendaries, maar as jy nie hierdie in Italiaans kan aflê nie, sorry for you. Whatever hulle sal sê. Non parlo italiano. Non parlo italiano. Al wat ek weet is Fatties en Monies is die fabriek waar die vrouens aan mekaar geslaan word. Ek maak net 'n grappie. Ek maak. Daar is jou koffie. Daar het jy die koffie vergeet. Hy sê ek kon vir 'n jaar bestuur, maar nou het my lisensie verval. En dit het hy, hoor nou hierdie ene. Wat is daai woord? Corriere della Sera. Daar sê della Sera. Hoor, dit is te vroeg vir my. Ek het ook nog nie my koffie gehad nie. Problemo, ek sou praat sirkel met Italiano. It's not inside, it's on Dan top. net die As jy hierdie doen, dan net saam met dit speak gaan, Italiaan. Hy moet net vir hulle sê, I can drive man, I can drive. Let me show you. En presies, daar is video evidence van hom wat hierdie ding wen. En hulle sê net soos, we don't care if you've been a Formula 1 champion or not. If you can't do your driver's license in Italian, no driver's license for Weet jy you. wat dink ek moet hy doen? Hy moet vir 'n ou sit. Sê klip in, hou vas en check hierdie boel pap. Kom ons gaan op 'n hot lap, dan kan jy vir my sê of ek my En na die tyd sê hy vir, het ek my lisensie of nie? Do I have a license? Nee, dis vir my baie interessant, maar nou ja. Maar ek Interessant. dink hy het ook na die Formule 1 loopbaan het hy ook baie goed gedoen vir homself in besigheid. Want ons het nou gesien daar dat hy nadat hy afgetree het hy sy maatskappy verkoop en jy sal nou hierdie laat vir $84 miljoen. Ja. So dit is nou nie iemand wat net op sy laure gesit het en niks gedoen het met sy sukses nie. Nee, Hy het obviously nou daar gaan uithaal en wys. Maar vir daai geld, oom Jody, ek hier in Marabastad kan jy 'n lisensie kom koop. Ek dink ja, hy sê maar net daai insig om te kom en sê, you come to me Ja. with this problem. On this day you come to me. Yes. Ja. Just stop it. You come Daai to klink me 'n on bietjie this meer day. Russies. Al wat hy nou kort is 'n sigaar. Nee. Dis so uithaal. Marlon Brando has got nothing on this guy. Well done, Tess. Maar ek dink ons het 'n resensie buite ons sal nou hulle opinie vra. Ja. Jy weet wat dink hulle van ons Italiaanse, jy weet. Ons het daar nou 'n voorstel of twee wat hy kan doen. So Ja. dink julle hy kan dit oorweeg en probeer of moet hy nou maar regtig Italiaans gaan probeer? Kry vir hom 'n vertaler wat by hom sit. Wel, ek weet nie, maar sterkte om Jody sterkte. Ja. Andersins vat maar net weer die wiel en styg uit bo ouens soos ons huidige Formule 1 Miskien kan hy kampioen. Helene Vespa. Of vir ietsie, ja, die paaie in Italië is nogal bietjie nou. So oplossing. dalk is 'n Vespa 'n beter idee vir jou oom Jody. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning. Net hierna kuier ons verder en ons praat oor bestuurslisensies in Suid-Afrika en daai masjien wat konstant buite werking is of stikkend is. Gaan maak vir jou 'n koppie koffie. Ons is net hierna terug.
Jy kyk nog na Goeiemôre, Good Morning. Ons sit nou ons oggendpraatjies voort. Nou, ons het vroeër gepraat oor die Formule 1 legende Jody Scheckter, wie nie 'n lisensie kan kry nie. Nou wil ek net weet, Thys, kon jy al jou lisensie kry? Nee. So, ek dink ek is een van daai, ek dink ek wag nou al, ek dink ons gaan nou vir 6 maande, ek het Januarie gegaan. Baie lank. Ja, Januarie Dis baie gegaan. lank. En my tydelike lisensie het ook verval en toe sê ek gaan net nie weer 'n nuwe tydelike lisensie uit nie, want nou raak dit 'n geld ding en dis maar wat dit is, maar ou sukkel nou by Boomgates in te kom. Weet daai van nou ID Now Access wat ook al. Maar nou basies weet jy jou ID-kaart, maar baie komplekse soek. Hulle dring aan op 'n lisensie. Hulle doen, ja. Jy weet so nou ja, dis maar wat dit is. Ons dog jy ken 'n man, maar goed, Suid-Afrika. Ken jy by Fatty Simonies en so vriende? Was Good catch. ons tegniese span is besig om ons te vermaak. Goed. Hier in die ore, ekskuus tog, hoe sê hulle? Hallo. Suid-Afrika sit tans met 'n massiewe agterstand van sowat 733,000 rybewyskaarte, nadat die land se enigste drukmasjien van 5 Februarie tot 8 Mei 2025 buite werking was. So met ander woorde, dis nou net vanjaar. Dit sal glo tot 7 maande neem om die agterstand uit te wis, sê die minister van vervoer Barbara Creecy. En dit nou in 'n parlementêre, ekskuus dat ek nou net hier na my teks toe gaan. So in 'n parlementêre antwoord het sy dit bevestig dat werksure verleng is en dat daar slegs 4 operateurs is wat die masjien mag gebruik. Sy het ook onthul dat die masjien sedert 2022 al 129 werkdae buite werking was. Thys, jy sal nou daarvan kan getuig. Dit is deel van die statistiek. Wat 'n frustrasie. So statistiek. Nou, interessant genoeg, herstelwerk en onderhoud aan die masjien het sedert 2022 meer as 12 miljoen rand gekos, terwyl bykomende oortydbetalings van sowat 4,9 miljoen rand aan personeel gemaak is. En die masjien wat sedert 1998 in gebruik is, moes al lank vervang gewees het, maar die proses word vertraag weens onreëlmatighede en tenderstelsel, in die tenderstelsel liewer. Volgens Creecy sal die departement nou eers 'n verklarende hofbevel verkry om seker te maak dat daar geen verdere onreëlmatige besteding plaasvind nie. En volgens haar werk hulle daaraan, maar dit gaan tyd neem. So dis weer eens 'n geval van 'n mens moet so op hoogte wees van wanneer jou rybewys verval, maar maak dit enigsins 'n verskil? Dit klink nie vir my so nie. Gaan koop net 'n watsan printer by Makro en kry klaar. Dit sien eenvoudig as dit. Of gaan na die Postnet toe en laminate daai goedjies maar net. Want dit is basies wat dit is. Dit is extra hard lamination. Ek dink baie van die seuns kos hy se reg oor die land te goed het al die maniere gekry om 'n lisensie te vervals of so. Weet julle wat so, hy net die kort en lank, ons het hier oor gesels toe ons met oor skole en onderwysers en goed gesels het vroeër die jaar. Dis net asof die een ou 'n verskoning soek en die ander ou passing the buck to blame somebody else. Kan jy nie net voet neersit en sê dis iets wat nodig is as iemand in die regering nie? Yeah, I don't understand how there's only one of these machines in the country. And then secondly, how are they spending over 12 million rand on maintenance? How much does this thing cost? Just replace it. Ja. But I guess it's not that easy, right? My co-host on the radio show that I do, he lost his wallet on a flight about maybe 3 weeks ago, and he now doesn't have driver's license. So it's probably going to take him until next year to get his driver's license, because kyk hoe lank wag jy. Ek wou net sê, good luck with that. En dit is presies wat ek sê, die lewe gebeur, want ek het ook so rukkie terug met 'n vorige staatsrede in die Kaap, toe het my rybewys ook verlore geraak en ek moes ook aansoek doen vir 'n nuwe een, maar ek dink nou is 'n mens so skrikkerig dat enigiets van daai aard kan gebeur, want ek meen dan sit jy met 'n probleem. Het ek se pas op nasionale TV herken? Ek het nie 'n geldige rybewys. Jy het. Toe jy dit gesê, was ek soos, Wow. Eksklusief op Goeiemôre, Good Morning. Kyk net na daai gesiggie. Hou daai Kyk gesiggie. hoe eerlik is ek en ja, maar julle het dit nie gehoor nie. Julle trek ek trek deel dit. dit is frustrerend. En hoekom moet jy nou jou tyd gaan spandeer by die driving department om nou nog 'n temporary license te koop wat jy waarvoor jy moet betaal?
dink jy hulle moet net dalk die lisensie se vervaldatum uitstel? Ja, ek dink die vervaldatum is daarop gemik om jy seker te maak vir ouens wat byvoorbeeld dalk intussen in daai tydperk, jy weet dalk oogtoetse of slegter oë of uitrom of wat ook al. Dit maak sin en 'n ekstra geldjie net om dit aan die lewe te. Maar daar moet 'n ander masjien wees. Jy kan nie vir my sê daar's nie alternatief nie. So met ander woorde 3 jaar van nou af as daai masjien in 98 al begin het, is dit 30 jaar. Jy kan nie vir my sê daar's 'n evolusie in wat staan tegnologie binne 30 jaar nie. Ja. Maar as jy na die soustrein kyk, is dit 'n ander storie. Hy's nou al 'n Rolls-Royce sonder enige herstel dinge wat nodig is. Hy gaan soos die wind. Hy kry net bireer rims en allerlei sulke dinge. Ek weet nie, ek is nou net al te gefrustreerd en is tyd dat ons as Suid-Afrikaners begin sê genoeg is genoeg. Ek is nou daar. Ja. Nee. Ja. Ek dink kom ons maak vir Elsa wat ons sal nomineer vir minister van vervoer. Jy weet Ag, nou maar baie dankie. Ek dink sy gaan dit reg kry. Ek wil net eers leer om 'n bietjie stadiger op die pad te beweeg, Thys. Ja, presies. Ek kan 'n paar dinge aangepas word. Ek gaan nou niks hier bekend maak soos wat jy bekend gemaak het, maar daar wag ietsie vir my. Ek het so 'n verrassing die deur gekry gister. Baie, jy's bevoorreg. So ek sal daaraan werk en dan kan ons weer daaroor gesels. Fantasties. Luister hierso, jy het gesê ons moet dalk vir Elsa aanstel as die minister van vervoer, maar ek dink Barbara Creecy is doing a really good job. I think I find her very direct. I find her that she's really doing a great job with that department. Veral met die sterftesyfer oor die paasnaweek. Like I think she's really kind of trying to get that department back into gear. Veral na trying to get it back into gear, back on the road. Veral na 'n voorganger, maar ons laat dit daar. Ons laat dit net daar. At least we have a license to thrill on Goeiemôre Good Morning. Right after this, we are joined by the iconic world-renowned South African designer Gert Johan Coetzee. Don't go anywhere. Beauty on the way. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lotterspine, ons is denners goed. Met meer as 100 takke landwyd bied PNA alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. PNA kleur jou wêreld. Welkom terug. Jy kyk Goeiemôre Good Morning. Styl en giere sal altyd verander, maar een ding wat altyd in die mode sal bly, is die naam van ons ikoniese Suid-Afrikaanse ontwerper, Gert Johan Coetzee. Gert Johan, dit is nou fantasties om met jou te gesels. Welkom by Goeiemôre Good Morning. Dit is so wonderlik, dit is my eerste keer op hierdie show, so dis amazing. Julle stel is so pragtig. Dankie. We'll take that. We definitely will. Hy's Gert Johan Coetzee. You heard it here first. Hy sê ons stel is pragtig. Jy het al vir mense aangetrek soos Oprah,
Oprah is een van my absolute ikone. So ek wil van jou uitvind, hoe spreek Oprah Gert-Johan Coetzee uit? Wel, dis nou nogal 'n storie, want die eerste keer toe ek nog gepraat het, sy my actually gebel. En sy antwoord casually. Haar stylist het vir my gevra, gaan ek omgee as Miss Winfrey my bel? En ek sê ja, sure, wanneer soos volgende week Dinsdag, next moment lei my foon. En sy sê toe, hey Gert, this is Oprah. En net daai iconic stem van haar het toe die shivers deur my gesit en now is amazing. Gert, jy het al 'n reeks baie bekende mense aangetrek. En mens kyk na jou werk van onlangs, Christine McGuinness wore your design to the BAFTAs, van jou werk is in die Tatler gewees, which is a absolutely huge and legendary magazine. Word dit al vir jou nou vervelig? Dat jy sê, okay. Vir my is dit net 'n groot eer om op die shopping list van daai vrouens te wees. Om te weet dat hulle bietjie na Suid-Afrika kyk en na my kyk as hulle dink aan 'n red carpet event wanneer hulle beste moet lyk. So dit is elke keer 'n thrill, dit is elke keer exciting. Ek dink nie mense gaan ooit daai rush gewoond raak nie. Ja. Kom ons gesels oor jou nuutste versameling wat onlangs by SA Fashion Week bekend gestel is, The Arrival. Ek is net versot op die gebruik van verskillende teksture en verskillende, dis amper soos 'n 3D ding wat jy geskep het. Wat was die inspirasie daarvoor? Sien, onthou ek travel konstant die wêreld vol op soek na lap. Ek is omtrent elke tweede maand vir 'n maand weg. So ek het lappe gekry uit Frankryk uit en ek het lappe gekry uit die UK uit. Ek het lappe oral oor die wêreld gekry vir my die Arrival to life te bring. En die hele idee van die Arrival het gegaan oor ons het die wêreld verlaat 10,000 miljoen jaar terug op soek na 'n nuwe plek. Ons het alles verloor, maar ons het altyd geweet ons kompas is terug in Afrika. We never lost our heritage. En dit was die hele message behind it. Dit het baie gegaan om imposter syndrome. Hoe mense altyd voel jy's nie goed genoeg nie. En die groot boodskap om die hele collection was dat it was always inside of yourself. You thought you needed to look for it somewhere else, but it was altyd binne jouself. En dit was die boodskap en inspirasie vir die Arrival. En dit was ongelooflik goed ontvang. Ek is so bly want dit is so, ek was so vulnerable om so 'n groot deel van myself daar buite te gesit het, especially om die imposter syndrome. Wat ek voel almal voel. En ek was baie bly dat dit so goed aanvaar was. Dat dit amazing was. It was great. So handsakke, hier is twee pragtige handsakke wat hier tussen ons twee sit. Hoekom nou bykomstighede ook? Sien, ons moet vir die kliënt altyd iets nuuts gee. Ek het so 2 jaar terug het ek 5 maande afgevat en toe gaan swat in Italië hoe om hierdie handsakke te maak. En ek was toe die ene, ek kan hulle ontwerp, maar ek kon hulle nooit gemaak het self nie. En ek het toe geleer om dit te doen en ek het die skill terugbring Suid-Afrika toe en my mense hier opgelei en nou maak ons wêreldklas handsakke. Hierdie ene keer het ek actually my eie hande gemaak. Hierdie ene keer is my fabriek gemaak, maar dit is amazing nou dat ons in Suid-Afrika sulke kwaliteit kan doen. Die leer is amazing. Ons veel leer van Italië af. Die hardware is amazing en dan die ontwerp. Hierdie sak is geïnspireer deur 'n calabash. Weet jy wat jy drink? So dis my calabash bag. En dan hierdie ene keer is my spesiaal. Hy is geïnspireer deur my ouma. Sy het 'n sak gehad wat baie dieselfde gelyk het en sy het altyd sweeties binne hom gehad. So hierdie sparkles. Hierdie sparkles is exactly dit was sparkles. Hierdie goue knoppie op is 'n halfe representation van die sweeties in die sak. Ongelooflik. Ek het nou 'n bietjie navorsing gaan doen met 'n nuwe maatjie van jou. Sy is die verloofde van my radio co-host Leah Jazz. Ek het vir Leah Jazz gevra, wat kan ek vir Gert vra? En sy het gesê, is ongelooflik baie lief vir diere. En hier is die olifante in jou logo, maar jy het ook iguanas as troeteldiere. Yes, ons het 'n hele zoo by die huis. Ons het vir Monica, Maurice en nou die nuwe klein Zazu. En Zazu is 'n blou iguana. En sy is nou 2 maande oud, maar Monica en Maurice is nou omtrent 1 jaar en 'n half oud, so hulle is nou omtrent so groot. En die lekkerste ding is nou al werk om te sit met 'n glas champagne voor die kaggel en al hierdie lekker wane so om jou. Net so sit en liefde soek. Dit is so amazing. Dit is ongelooflik. Gert, hoe voel jy is ons in Suid-Afrika wanneer ons dit, ek wil nie sê vergelyk, maar die smaak en die tipe goed wat mense wil hê in terme van as iemand nou na jou toe kom vir 'n rok, is ons
op datum of het ons eie styl wat maar die hele tyd evolve? Ons het maar ons eie geite. Ja, daar is 'n beter woord. As ek nou kyk, byvoorbeeld my kliënte in Amerika, hulle hou nie so baie, en ons het actually nou daar gepraat met my span, hulle hou nie so baie van die corseted, styf gesnatchte ding, soos wat ons in Suid-Afrika doen nie. So as ek vir verskillende winkels verskaf, die winkels in die UK en die US sal meer rustiger goedjies hê wat meer gemaklik is. Waar in Suid-Afrika die vrouens daai lyfie wil wys en ingesnatch wil word en die boude moet lekker uitstaan, boobs moet opgestoot word. So dit is 'n groot verskil. Ek dink definitief ons het iets verskrikliks unieks. Omdat ons soveel kulture het ons so baie unieke mixture van goeders. En so kom ek altyd sê om 'n unieke ontwerp uit te dink is nie so moeilik nie, want jy jouself is uniek en jou storie is uniek. So as jy dit met jou surroundings meng, het jy altyd iets nuuts wat gaan uitkom. En ek dink dit is hoekom die internasionale mark so baie kyk na Suid-Afrikaners, omdat ons so verskriklike different perspective and point of view het as hulle. Ek wil nie jy met jou geheime weggee nie, maar jy het vir die smaakmaker Talia Storm gedres vir die John Wick Ballerina premier. En daai rok is die gedeelte hierbo, is dit 3D printing? So ek dink een van my groot kind of like differentiating factors is technology. So ek love tegnologie. So my studio, julle moet eendag kom kyk. Dit is alles wat jy kan dink met technology te doen. Ons het 3D printers, ons het laser cutters, ons het al die nuutste tegnologie wat ek altyd in invest om kind of, excuse the English, ahead of the curve te bly. So daai was 3D printed en dan ons doen dit nogals gereeld met verskillende tipe dinge. Gert, ek wens ons kon nog met jou gesels vir nog 'n uur of 'n hele program volmaak. Waar kan mense jou volg en sien waarmee jy alles besig is? Wel, die maklikste altyd is Instagram. Ek dink Gert-Jan Coetzee op Instagram, kan hulle net gaan soek, maar ja, my winkel is, ons het nie 'n winkel nie, ons is online only. So my winkel is shopgert.com. Gert, baie dankie dat jy by ons kom aansluit. Dit so vroeg in die oggend en so vol sprankelende persoonlikheid is. Dis wonderlik om jou hier te hê. Dankie, dit is lekker om hier te wees. Ons is net hierna terug en ons gaan ons gesprekke voortsit. Elsa het 'n gesprek met Annie Malan en Leon van Nierop wat bietjie later gaan gebeur. Bly ingeskakel. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Dit is nou tyd om geldsaake te bespreek en tuis gesels nou met Elizay Coetzee, gesertifiseerde finansiële beplanner by Everest Wealth.
Ai, dankie Elsa, ek waardeer dit en dan weer eens baie welkom Elisei. Lekker om weer terug te wees. Kyk, ek en jy, né? Ek neem aan Grace is tweeling vandag, ja. Wow. Russie Elisei, kom ons spring sommer in. Everest Wealth. Wie is Everest Wealth en wat maak hulle uniek en belangrik in die kom ons sê net maar die beleggingswêreld? So Everest Wealth is een van die grootste privaat ekwiteitmaatskappye in Afrika. En hy's ook 'n markleier natuurlik met sy track record as jy dit so kan sê. Hulle beklemtoon eintlik hulle konstantheid en hulle strategie wat hulle gebruik om buite die tradisionele markte eintlik op te tree om meer van 'n stabiele konstante opbrengs vir hulle kliënte te gee natuurlik, ja. As 'n mens byvoorbeeld nou gaan kyk na diversifisering, want dit is baie belangrik in 'n portefeulje. So jy verwysingsraamwerk is baie keer 'n sekere sektore waarna jy kan belê en dan sekere instrumente waarna jy kan belê binne in daai industrie. Maar as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk noteerde aandele, ongenoteerde aandele, skuldbriewe, debentures, bonds, warrants, daar's 'n klomp instrumente wat 'n groot rol speel in 'n mens se diversifisering. Maar wat maak private ekwiteit so uniek in 'n diversifisering van 'n portefeulje? Kyk, privaat ekwiteit is buite die tradisionele vorm natuurlik. So 'n nie gelyste aandeel, met ander woorde, daar's nie marksentiment betrokke nie. Ja. Daar's nie willing buy, willing seller, daai tipe van ding betrokke nie. Hulle Warren Buffett het ook natuurlik gesê, hulle kyk na waar belegger en bestuur se belange eintlik in lyn met mekaar is. Ja. Dit is nie noodwendig soos 'n aandeel op die beurs wat as jy een ou verkoop teen 'n goeie prys of daar's nou weer 'n nuusberig uit oor 'n ding, dat hy dadelik duik en dan daar's nie daai tipe sentiment betrokke nie. So dis bietjie meer konstantheid, bietjie meer stabiliteit en definitiewe plek in almal se portefeuilles. Ek dink ek het 'n goeie voorbeeld gewys op Maandag se program juis rondom die Trump debakel, jy weet die uitval met Elon, waar dit letterlik gedurende die gesprek soos wat hulle toe nou op X gepost het, jy weet wat daar gebeur het, kon jy stelselmatig sien hoe val 'n genoteerde aandeel amper met 14%, net om dit letterlik weer in 48 uur op te maak. Ja. Maar ek bedoel nou waar raak mense dan nou paniekerig, gaan hulle gaan verkoop en natuurlik dan sien ons die goudpryse is deur die dak as gevolg van hierdie sentiment waartoe jy verwys en dan wat natuurlik dan van private ekwiteit uitstaan is dat hy gee daai konstantheid. Jy weet so hy kan daai volatiliteit kan hy vir half bestuur. Sê vir my Warren Buffett oor private ekwiteit en risikobeleggings want jy het hom nou net aangehaal maar wat is sy gevoel rondom dit? Hy beklemtoon eintlik die uitmuntendheid van privaat ekwiteitmaatskappye en hoe belangrike rol dit in die beleggingsportefeulje speel. En natuurlik ook wat ek vir jou gesê het nou, waar ek hom aangehaal het om te sê, waar belegger en bestuur se belange eintlik dieselfde ding is. Daar's nie 'n verskil tussen die twee nie. En dit is eintlik waar private ekwiteit uitstaan teen ander, want die op en af, die wisselvalligheid, dis op aanvraag bietjie meer konstantheid, bietjie meer stabiliteit. So nie noodwendig plek vir jou hele portefeulje om privaat ekwiteit op te neem, maar definitief 'n plek in jou portefeulje. Ja. En dis waar diversifikasie 'n groot rol speel. Ja. So ek kry iets van alles, maar definitief ook privaat ekwiteit om bietjie meer konstantheid te kry. Julle sê die markte is regtig waar baie hoog op hierdie stadium. So as ons kyk die volume is party mense dink selfs jy weet die JSE se volume kan bo 100 000 basispunte gaan. Ja. Maar weer eens is 'n persoon dat dit bietjie gaan opbreek tussen die industrie. Jy weet wat dit uitmaak op die JSE. So byvoorbeeld gaan kyk na finansiële 15 aandele, resource 10 aandele, small medium cap aandele, industriële aandele, maar 'n groot rolspeler veral op die top 40 is natuurlik op hierdie stadium goudmaatskappye. Jy weet mynbou. Daar's groot volumes byvoorbeeld jaar tot datum is ons selfs skuwe van tot 46%. Wat is basies jy weet iets wat ons moet dophou vir die volgende 6 maande as ons byvoorbeeld kyk na uitsig soos waarvan ek nou verwys? Ja, iets wat ons eintlik moet dophou wat ek voel alle bateklasse beïnvloed sal natuurlik rentekoerse wees in die FSA en Suid-Afrika. So dit is iets wat mense moet dophou. Ander ding wat mense moet dophou is basies maar inflasie, dis mos jou koopkrag van jou geld. Ja. En dan kyk jy na groen energie. Ja, moenie noodwendig spring op die hype van jy weet AI tipe maatskappye. Ja, daar's ook plek daarvoor en jy weet is meer spekulatief. So dis natuurlik korttermyn spekulasie. Kyk bietjie na iets oor die langtermyn wat volhoubaar gaan wees, wat vir jou definitiewe groei opsies gaan gee. Ja.
voorsien julle basies weet dat daar dalk 'n herstel kan wees. Ek wil nie die woord gebruik herstel nie want die PE ratio op die JSE is nog onder 20, so met ander woorde is baie spasie. Ek dink die JSE is nog steeds goed geprys, maar is daar basies weet dalk 'n verrassing wat kan gebeur, jy weet as byvoorbeeld China, VSA, Europese wat son verhoudings 'n bietjie, kom ons sê net maar die Engelse woord relax, jy weet 'n ou gaan bietjie uit die goudprys uittrek en weer terug na kom ons sê Chinese markte, Koreaanse markte lyk ook goed op hierdie stadium, Asië lyk basies jy weet goed en hulle het nog 'n groot herstelproses wat op hulle indekse moet gebeur. Is daar dalk 'n verrassing wat dalk kan kom, byvoorbeeld soos 'n verlies dalk van 10, 12, 14, 15% op die JSE? Ons verskat dit. Ons definitief ons sien dit dalk kom, maar dis waar dit belangrik is. Kry dalk 'n tipe van 'n fonds soos 'n World ETF of iets waar jy bietjie meer blootgestel is wêreldwyd en nie net deur die VS of nie net deur China nie of nie net deur Asië nie. So jy weet verspreie fondse en maak seker jy het ietsie van alles dat ons weet, okay, jy weet as daar iets af is, gaan jy dan 'n bietjie wen aan hierdie kant. So ja. Dis waar diversifikasie 'n rol speel. Ek dink ook so, maar jy verwys juist na ETF, so met ander woorde exchange traded funds. Daai is nogal een van my gunsteling tipe van produkte wat 'n ou kan inbring in jou portefeulje juist mee om daai stabilisering te kan gee oor die algemeen. So, maar weer eens as 'n ou gaan kyk byvoorbeeld na die S&P 500, wat basies weet ETF het regtig waar goed marke uitpresteer, baie consistently, weet oor die laaste 5 jaar, maar op hierdie stadium is hy nogal op 'n laagtepunt. En jy verwys op byvoorbeeld aan groen energie, na tech, jy daai tipe van AI, daai tipe van aandele wat op hierdie stadium groot verliese gevat het. So ek dink ja, as jy byvoorbeeld dan nou so daarna gaan kyk, en 'n ou sê daar buite vir 'n persoon, okay, maar is dit iets wat jy sal voorstel nog steeds om in hulle portefeulje te plaas of is dit dalk iets wat jy eers in die toekoms mee na sal kyk? Kyk, hy's nou op 'n laagtepunt, so ek sal voorstel klim in as hy op 'n laag is. Mens weet nooit noodwendig wanneer om die mark reg te, jy weet die tyding reg te kry nie. Ja. As jy gelukkig is om 'n laag in te klim, is dit reg, maar as jy op 'n maandelikse basis byvoorbeeld moet belê vir 'n langtermyn, dis nie noodwendig 'n slegte ding om ook op 'n hoog in te klim, dit is maar net hoe jy die mark ry op die einde van die dag. Die beste ding om altyd te doen is spaar voordat jy spandeer. Dit is maar eintlik die kort en die lang. So definitief die S&P 500 goeie opsie om te oorweeg. Die MSCI World ETF is ook 'n goeie opsie om te oorweeg. Waar jy nie noodwendig jouself moet die mark dop om te kyk watse aandeel gaan jy nou vandag verkoop, wat sien is op 'n hoog, wat sien is op 'n laag nie. So hulle het soos 'n 12 maande tydperk waar hulle hom soos verkoop. Dis 'n mond vol maak met jou stop, Elsa. Baie dankie Thys en Elisabeth. Nou ja, wat 'n insiggewende gesprek, maar jy kan ingeskakel bly want net hierna kuier Lydia Winchester hier by ons in die ateljee.
18 minute voor 7. Goeiemôre, good morning. Nou, my volgende gas het 'n kleurryke loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf wat oor meer as 40 jaar strek. As 'n musiekpromotor en publisiteitsbeampte het sy kunstenaars soos Guy Korsten, Bill Flynn, Rina Hugo, Annelie van Rooyen en talle ander. Hierdie is maar net om 'n paar te noem. Talle ander groot name bemark. Dis niemand anders nie as die ikoniese Lydia Winchester. Hallo Lids. Hallo Pieter, my vriend. Hoe gaan dit met jou? Welkom terug uit Amerika. Ons het jou so gemis. Baie dankie. Baie dankie Lydia. Ek is so bly. My paspoort is nou toegesluit. Ek gaan nêrens meer heen van hier af nie, maar ek is so bly. Ons gaan 'n bietjie cherrywets, soos jy altyd sê. Altyd cherrywets. Net so in kort vir ek dink daar's baie jonger mense wat nie regtig 'n idee het wie Lydia is nie. Hoe het jy in die musiekbedryf beland? Heel toevallig. Dit was dag 1 laatmiddag na 5 by Decibel Musiek en die grootste man in my lewe was Boet Pretorius, die ou man, en ek het 'n onderhoud met die ou man. En nou het hulle ongelukkig het hy en Schuster, Leon Schuster, bietjie gaan lunch die middag, so hulle nou, en hy en Schuster besluit, Boeta, ons moet hierdie girl, okay, nou onderhoud hulle my. Man, in daai jare was ek so prim en proper met die ou haartjies, ek 'n lang hare gehad, en die rokkie wat daar is, maar die beentjies, jy weet. En Schuster sê, Boeta, ons moet daai girl in diens neem, sy het baie mooi bene. Die res is geskiedenis. Oor die bene, ja, jy was ook mos 'n atleet, né? Ek was 'n atleet, ja. Wow. So dit het nogal altyd vir jou gewerk, jy weet. Ek hoop so. Nee, nou eintlik is jy met die bene gebore, maar dit is 'n gawe van God wat jy ontvang het. Lydia, wie was jou eerste kunstenaar toe jy nou uiteindelik die Jy gaan nie glo nie. Rika Kesenkamp, nee, Rika Kesenkamp in die a cappella koor. Have you ever? en toe moes ek nou dit doen en toe die volgende toe Boet op daai stadium ek weet nou nie wat freelance PR's gehad en ons gaan toe Kaap toe met Mashusa en Boeta besluit net daar. Kyk, hierdie is my PR. En ek is eintlik daai jare aangestel as die ouma se sekretaresse. En dit was nie 'n maand nie toe ek die beheer van Decibel. Dis waar toe die Rina's en die Karikas, weet my little heavy ever is natuurlik Annelie van Rooyen. En ja, dit is hoe my loopbaan begin het met Andre Swarts en Chris Leroux. Ek onthou nog toe ek vir die onderhoud gegaan het, Chris Leroux in die studio gesing en sê, wie die hel is dit? En ek het nie 'n klou nie wat 'n kwartlyn band is en sulke goed. Wel, daar's ek vandag en is soos ek sê, en ek kyk nie terug op wat ek gedoen het nie. Dit was 'n baie moeilike bedryf. Dit is daai jare was dit makliker as nou. So ek kom maar net vir almal daar buite sê hou moed. En hierdie jong PR's moenie dink hulle weet wat hulle doen nie. En ek is eerlik as ek dit sê. Dit is nie 'n maklike werk nie. Moenie dink jy's in die limelight die hele tyd nie. As ek publisiteit kry, ek het daarvoor gevra nie. Dis dan weer eens, dit kom van die Here af. Hy het my dopgehou en wat ek doen, gaan nie vir geld nie. Ek doen dit uit die liefde van die saak, want ek is met 'n rede gesit om 'n PR te wees. Daar sê en ons stem heel hartig saam, so soveel ander. En jy weet, soos wat jy gesê het, dis moeilik. Of dit baie moeilik. Was dit maklik? Was dit moeilik? Want ek meen deesdae het jy nou goed soos TikTok en Facebook en al hierdie sosiale goed, maar hoe het jy kunstenaar destyds gebreek? Dit was baie makliker geweest as nou. Want jy het een radio, eintlik die Afrikaanse radiodiens en die Engelse radiodiens gehad. Natuurlik toe was daar LM Radio met Evie Martin, weet ek kom 'n lang pad met al die ouens. En toe ek die dag by eerste keer by die SAK ontdek, so ek nooit 'n man vergeet met die naam van Tinus Esterhuizen, Martin Lane. Hy het my kans, hy het my gevat en gesê, moenie bang wees vir daai een nie, loop soontoe, gaan doen. Dis wat ek toe gedoen het. En daar was nie baie media nie. En wat vir my gehelp het, daar was nie die backyard studios nie. Dit was ordentlike groot ateljee's soos 'n Decibel ateljee wat lewendige musikante gehad het en regte mense wat in die koor gekom het. Molly Kelly en al daai ouens was deel van die koor en Bobby Lowen. En dit is toe was dit maklik geweest. Nou is daar baie gemeenskapsstasies. Dis makliker in die bedryf, maar nee, jy moet die mark ken en jy moet jou mense media speel die grootste rol. Dis nie 'n kunstenaar wat homself famous maak nie. Dis 'n spanpoging. En sê dankie, gaan op jou knieë en dank die Here wat die gawe vir jou gegee het. Met soveel groot name wat al saam met jou gewerk het en vir wie jy so gehelp het, het jy seker ook 'n boks vol herinneringe. Verskriklik baie. Dit is daar's van die mooiste en slegste herinneringe. Die ding wat vir my seker in die lewe die slegste was, is toe hy selfmoord gepleeg het. En ek het onthou, ek het in my kantoor gestap en ek het die nuus aan Boet Pretorius gebring. Boet het in my kantoor gestap, jy onthou waar by Decibel. Hy het omgedraai, ek het hom vir 2 weke nie weer gesien nie.
En natuurlik Bill Flynn se dood in sy bed. Dit was en al hierdie goed wat gebeur het. Dit was net dis nie maklik nie, maar ek het 'n sterk persoon geword. Almal vat my aan. Ek voel anderste oor die dood as baie ander mense. Want onthou net, jy het 'n gawe ontvang en jy kry 'n leeftyd. Lewe elke dag voluit, want vandag is miskien jou laaste dag. Ek stem heel hartig saam. Nou, buiten die sombere oomblikke, watter hoogtepunte was daar of wat het vir jou regtig surprise oor hoe jy hierdie kunstenaar nou uiteindelik deur kon laat breek? Wat lekker was daai jare was so ek sê die Afrikaanse radiodiens, dit was Afrikaanse treffers met Edwin van Aarde. Wat vir my wonderlik was, is as jy in my voertuig ry en daar speel 'n liedjie, 'n Vader, ek sê vir julle baie meer as een keer wil ek aan kar net afskryf. Wie kom dit? Want I couldn't be bothered hoe ek bestuur. Jy's so opgewonde. Jy het daai plaat, was ook nie CD's nie. SAIK toegevra. Wow. Jy het dit by die diskoteek gaan af. Daar speel dit. En natuurlik wat ook 'n groot hoogtepunt was by Torina in Vlaandere gaan sing het. En ons het daar gebel van die ateljee af by die SAIK vir 'n onderhoud. Toe sy net 'n album uitgebring. Eers en al hierdie goed jy weet en dit was net die mooiste goed in my lewe. Ek kan dit nie vergeet nie. En ek moet sê nee, jy's ook iemand wat net aanhou. Jy weet daai ou sê jy tree af of jy tree 'n bietjie uit, maar elke nou en dan kry ek ook 'n oproep dan sê Lydia, luister, ek het gou-gou vir jou hierdie gesorteer. Is jy beskikbaar? Doen jy dit? Ja. Dis ook iets soos jy sê, dit is deel van jou. Dis deel van my. Ek sal nooit heeltemal kan aftree nie, maar ek wil dit rustiger begin vat. Jy weet, ek het hierdie wonderlike man in my lewe ook nou en Antonie Lombard, ek en hy kom baie goed klaar. Dit is na 'n baie slegte egskeiding van amper 14 jaar. Het ek nou weer iemand ontmoet en dit is te daai vir om weer so iemand te op my ouderdom. Ek het gedink ek gaan op die rak sit vir die res van my lewe. Want kyk ja, ek is vol bla bla bla. Jy weet dit. Bla bla bla. Ek weet Antonie hoor. Antonie, was dit toe ook die bene wat die deurslag? Ek dink is my mooi persoonlikheid gewees. Luister, ek het daarom net 'n interessante staaltjie wat ek moet deel hier op hierdie platform en sy weet presies waaroor dit gaan. Ek was 'n jong kunstenaar en toe het ek ook destyds 'n serie of 'n kaset by julle afgelaai. 'n kaset afgelaai. En gesê, luister, ek is nou Pieter Koen en ek het al hierdie drome en dinge en ek het nog steeds die briefie, 'n Decibel briefhoof met Lydia Winchester wat hom getik en geteken het om te sê, jy sing baie mooi, maar op hierdie stadium voel ons nie daar's ruimte vir nie, maar moenie ophou nie. Dit was my ook altyd ding, moenie ophou nie. Ja, moenie ophou. Maar onthou net, was maklik daai jaar, nie maklik nie. Jy het 'n kontrak by Decibel gehad en ons het soveel gehad wat ons kon teken en opneem, want jy het net soveel geld, soveel budget. En that's it. En maar kyk waar jy vandag, ek moet jou geluk wens. Al die goed. En ek onthou nog, wie het jou eerste televisiewerk vir jou gekry? Ja, dit was Muka, soos sy ook in die bedryf bekend. Dit was nogal 'n Elvin Breinders program dink ek geweest destyds. En iewers het ek nog 'n videoklip daarvan gesien. Is dit nie tekkies wat? Dit was net voor tekkies of na tekkies of iets was daar geweest. Ek kan nie eens alles onthou nie. Ek weet Maar dit was net amazing geweest. Watter kunstenaar was vir jou die deurbraak waarop jy die trotste is dalk? Guy Korste. Hy was seker een van die wonderlikste mense om mee te werk. Die wat hom nie ken nie, hy was 'n gentleman. Jy weet, elke keer as ek moes alles altyd doen, Boet weet. Hallo Boeddha, onthou net, I love you. En die volgende oomblik, as hy ingevlieg het van die Kaap af, so het hy hotel toe gevat word. Jy mag nie 'n kaartdeur oopgemaak het of selfs die aktetas met al die CD's, daai groot vierkantige tas wat ek gehad het, onthou jy. Hy het dit alles gedoen. He was just to die for 'n nederige mens. Maar as jy by die shows gekom het toe en nou weer begin optree, moes ek daai albums agterkom want ek kan nie daar lees nie. Dis iemand van vra. Kom vra, waar sing jy lieflik? Vra van my PR. Wat? Nee, kyk, ek was daai goed uit my kop uit leer. Toe was ek nog slim en bright. Nee, jy's nog steeds slim en bright. Luister Lydia, hoekom is dit vir jou belangrik of hoekom is dit belangrik dat daar 'n goeie verhouding moet wees ook tussen die kunstenaar en die publisiteitsbeampte of die PR? Jy moet hulle ma wees. Jy moet hulle vertrou. Sê net jy vang nonsens aan. Ek en jy weet waarvan praat ons. Kom praat met my. Die media is my baie goed gesind. En as ek weet wat jy weet, en jy deel dit met my, kan ek en jy, dan praat ons maar net, you know what I mean. En dit is vir my verskriklik belangrik.
En ek is baie kwaai. Dis hoekom daai kunstenaars verdink ek is te kwaai. Vlieg man, julle kan vlieg. I couldn't be bothered. Want op die einde van die dag, kyk, waar is die ouens wat in my glo by my staan? Hulle bly, want hulle kry, ek meen, hulle was baie wat gaan praat oor wat ek al gedoen het. Maar ek maak nie saak nie, maar ek weet, ek is opreg, ek lieg nie, ek sê my ding, en as hy. En dit is deel van die sukses. Ek meen, hoeveel kunstenaars, as jy nou vinnig op jou kan dink, is al saam met jou gewerk, 30, 40, meer. Ek weet nie, onthou net, dis nie net ek alleen nie, dit is alles die musiek, jou platemaatskappy, natuurlik die seun van die Here. Hy besluit wie gaan dit maak of nie. Dis nie ek nie. Ek kan nie gaan in jou CD, jou nuwe track, na radio se keel afdruk nie. Dis hulle besluit. En ek neig ook nie. Ek sê my sê, en as jy met die helle maak, sê ek, okay, moenie worry nie, ek stuur net in my CD's nie. Lydia, ek wens so ek kon die bordjies verhang en vir jou 'n bietjie 'n briefie stuur om te sê baie dankie, daar is inderdaad ruimte vir jou. Baie dankie vir al die amazing werk wat jy ook in jou loopbaan gedoen het vir die musiekbedryf beteken het. En soos wat jy altyd sê, môre lyk dinge anders. Excuse me, anders. En ek wil net sê vir almal, dankie vir die geleentheid, al die kunstenaars daarbye, maar ek moet die publiekie weggooi nie. Julle almal van die publiek, I love you. En 'n kunstenaar, hou jou voete op die grond, want die publiek som op. Hoe simpel is jy? I love you, bye for now. Die een en enigste, die legendariese Lydia Winchester. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre, Good Morning en die res van hierdie onderhoude is ook later op ons YouTube kanaal. Elsa gesels net hierna met Leon van Nierop en Annie Milan. Hierdie ene wil jy nie mis nie. Ons gaan lekker kuier. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. So, jy sê van daai rowwe jacks wat Afipad aftoer. Wat tuis voel waar die hardste geluide wat jy kan hoor die wind en wille waters is. Afipad af bied weerstand in enige weer. Met ons 4-trek tente, toebehore en boswaens maak ons enige omgewing. Besoek ons winkel vir al jou kampenoodighede. En ons werkswinkel sal enige 4-trek regtrek vir die wildernis. As jy gaan kamp Afipad af. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan. The power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.
welkom terug. Die bekende filmresensent Leon van Nierop en die geliefde akteur Annie Malan is vanoggend hier om met ons te gesels oor hulle nuwe potsending op Netwerk 24. Wat kyk Leon en Annie? Dis tyd om bioskoop toe te gaan, so ek hoop jou springmilies is byderhand. Nou gewoonlik hoor ons hulle net, maar ek het besluit ek wil hulle graag sien vanoggend. En kan jy nou meer? Daar sit hulle. Driedimensioneel, baie welkom julle, kan julle my ook sien? Maar jy sien die ouderdom op my gesig, jy sien al die plooie baie beter deur 3D. Nee, Elsa! Elsa, ons vra nie meer vir 3D brille in die films nie, want as jy na Last Breath kyk, wat jy ou so diep onder in die see ingaan, dan vra jy vir suurstofmaskers dat jy kan asem kry. Ek hoor wat jy sê, so sê julle ek moet dit nou maar afhaal. Ja. Ek meen net nou wees ek ander ek sal gemakliker voel. Nou maar goed. Nou sien jy alles van ons en nou sien sy ons geheime. Julle baie welkom. Dis regtig opwindend en ek dink is 'n baie oulike konsep. Ek wil graag weet Leon, ek het 'n voeltjie hoor fluit dat jou ma jou bioskoop toe gesmokkel het. Hoe weet jy dit? In die aande wanneer jou pa geslaap het. Nee, ek het my bronne. Het jy gepraat aan die Malan? Ek het geklik, Leon, ek het geklik. Uit die huis uit. My pa was 'n baie interessante man. Hy het 7 uur in die aand gaan slaap. Nou moet jy weet, ek was 10, 11, 12, 13. Jy wil dinge doen. Ja. En daar was so 'n inry baie naby ons gewees. En net as my pa geslaap, dan sê my ma vir my, "Boetie, sal ons gaan fliek?" Dan sê ek, "Maar papa," dan sê papa sal nie weet nie. Kom. Dan sit sy my in die kar en dan sit sy my onder 'n kombers want dis The Graduate. The Graduate is niemand onder 18. Ek is 12. Dan sê my ma, "Ek dink dit is tyd dat jy van sekere dinge van die lewe moet weet." Dan gooi sy my toe onder die kombers, ons gaan inry toe. Ons sit, ek kyk, na die tyd vra ek vir haar vra, dan sê sy vir my, "Vra vir pa." Moet nie vir my vra nie. Maar dis hoe ek begin eintlik fliek het, is skelm. En ek onthou The Ten Commandments was my heel eerste fliek waar ek in die Grand Theater in Brakpan gesit het. En ek het so baie vrae gevra vir my ma. Dan sê ek vir my, "Wat sê die oom? Wat sê Moses?" Dan sê my ma, "Sst," so sy moes my later uitvat. En dis hoekom ek vinnig leer Engels praat het, sodat ek baie vinnig kon verstaan wat gesê word. Sien, hy wou daai tyd al subtitels hê. Ek wens hulle wil subtitels in die groot films ook vir ons sit soos ons gewoond is aanhou. Veral as hulle Skots praat, Skots of regtig Cockney. Jy kan nie verstaan daai aksente nie. Ja. En ek dink die twee van julle, dit is net so 'n goeie kombinasie wanneer dit kom by filmresensies. Dis ook nie iets wat eintlik nuut is vir jou nie, Annie. Kyk, Elsa, die probleem met Hollywood is hulle skiet hopeloos te veel flieks en hulle skiet te min akteurs en vervaardigers. Ja. En as jy na 'n fliek kyk, jy weet daai ou het altyd presies die regte hoeveelheid klein geld vir die taxi. En as jy in Parys is, het die venster altyd 'n uitsig van die Eiffeltoring en my gunsteling is die bomme. Die bomme het altyd 'n oorlosie om vir jou te wys wanneer gaan hierdie bom ontplof. Dink jy in Oekraïne en Gaza ontplof die bomme so? En dan is die lekker ding is ek het 'n voorste sitplek by Leon, want as ons klaar die films gekyk het, kan ek vir hom onmiddellik vra, maar ek het dit raak gesien. En hoekom gebeur hierdie? En dis baie interessant om dan, jy weet, sy tipe insette te kry. Jy kan nou verstaan hoekom ek vir Annie eintlik gekies het om die program saam met my te doen. Ja. Want Netwerk 24 het my gevra, wil jy 'n potgooi doen of 'n potsending doen, maar anders nie formele resensies wat jy praat nie, maar op 'n ander manier. Ja. Jy moet met iemand praat. En ek dink, wie gaan met my praat? En skielik kom Annie Malan by my op, want wanneer ons rolprente kyk, dan sit ons gewoonlik en na die tyd gaan praat ons om 'n tafel soos ons hier sit en ons chat. Dis nie praat of gesels nie. Ons chat oor movies. En daar het ek gehoor, maar die dame het opinies en sy is nie bang om haar opinies te lig nie. En ek hou daarvan as mense vir my verskil, want dis aklig as almal altyd sê, ja, jy's reg." Annie sal sê, "Nee, Leon." Ja, en nee. Ons kan goed verskil, want ek is verslaaf van Disney. 'n Disney film is vir my soos catnip. Ja. Ek val elke keer vir die Disney formule. Maar wat vir my so lekker is vir die persoon wat luister na wat kyk Leon en Annie op netwerk24.com, is dat hulle altyd iets moet leer of iets moet uitkry wat jy nie noodwendig net in die fliek sien nie. Jy kan nie die storie weggee of net die storie vertel nie. En die ding wat Leon fenomenaal is mee is die Afrikaans. Hierdie is ook 'n diens vir Afrikaans wat ek doen. Ek maak seker ek gebruik die suiwerste, beste Afrikaanse woord wat bestaan. Ons kon nog nie Afrikaans kry vir chick fliek nie, maar ek noem dit 'n Rocky Riller, want enige liefdesverhaal is vir my 'n bietjie van 'n thriller in elk geval. En Leon het my geleer om wetenskapsfiksie
fiksie te begin waardeer en verstaan. Jy het gesê science fiction, onthou jy? Dis wetenskap fiksie. Kyk hoe groei ek en wat is dit wat ek nie kyk nie, wat in my kontrak staan, wat ek weier om te kyk? Sy is verskriklik bang vir rolprente wat zombies in het, vir rolprente wat thrillers is. Dan sê ek vir Annie, Annie, ek dink jy moet van ballerina af wegbly. Dis verskriklik gewelddadig. Of the monkey. Of the monkey. So ek keer haar voor die tyd. Maar nou raak ons spyskaart al kleiner en kleiner en kleiner. Dis hoe dit vir my klink. En die ander ding wat ons doen is ons bring Suid-Afrika in ons potsending in. Hoe doen julle dit? Tom Cruise doen Mission Impossible en Leon sê Annie, ek was in Hoedspruit toe hierdie ding gebeur het. Dan kyk ons na Drop en Suid-Afrikaanse kreef word bedien en ek sê vir Leon, ek is so bly Pater Noster het ook 'n produkplasing gekry in die film. Of natuurlik as 'n Charlize Theron iewers inkom. Theron. Wat sê jy altyd oor haar as ons oor haar praat? Wat is jou gunsteling nommer? 44. 44 Afrikaners. 44. Dan sê ek altyd vir Annie, ek wonder of al 44 Afrikaners na Quicksilver sal gaan kyk. Want dit is so 'n mooi film. En dan net die intellek van Leon. Hy het by my gekom te sê Annie, daar's 'n reeks op Netflix, Adolescence, 4 episodes. Maar wanneer jy dit kyk, hulle het elke episode met 1 kamera skoot geskiet. Nou onmiddellik is jou ervaring baie dieper en ryker omdat jy nou verstaan daar's 'n tegniese uitdaging wat interessant gaan wees. Want dit klink vir my asof jy nou nogal van aksieflieks hou wanneer sy verwys na die bomme en dies meer en dan ook animasie wanneer sy verwys na Disney en dan die Rocky Rillers. Maar ek wil ook weet hoe gaan julle te werk om nou te kies want soos wat jy nou reg sê, die lysie raak al minder en ek weet ook iets waarvan sy nie hou nie is wanneer mense laster. Ja, ek het 'n kleintjie dood daaraan en ek wil regtig hê dit moet verander. Ek sal kanale verander en ek sal respek verloor vir 'n aktrise want ek voel jy kan jou hand opsteek en sê hierdie dra mos nie die storie vorentoe nie. So dit maak my seer en ek sal baie graag wil weet dat dit eendag gaan verander. Maar die ander ding is Leon het ook vir my gesê, jy weet met goed wat jou bang maak, wille vrye ry kan ek ook nie meer hanteer op my ouderdom nie. Ek is weer mal daaroor, ek kyk baie graag. Jy kyk met so 'n brilletjie. Sodat ek beter kan sien my kind. Het jou ma nie vir jou gesê maak toe jou oë as jy so bioskoop is? Nee, glad nie. Duidelik nie. Maar hoegenaamd nie. As daar so iets gebeur en dit help om die verhaal vorentoe te beweeg, dan maak dit sin. So jy leer om so daarna te kyk. En ons kyk na temas en ons kyk na jy weet die historiese struktuur want daar's interessante goed wat daar uitkom, maar vir die persoon wat luister na ons potsending, hou ons dit in gemaklike Afrikaans. Of jy nou die fliek gesien het, gaan kyk of nooit gaan sien nie. Gaan jy ook iets interessant hê om na die etenstafel te vat daar. Die probleem is waarna om te kyk. Elke week kom ons bymekaar, kom ons sê 2 weke voor die tyd. Dan kyk ek na iets en sê ek, Annie, jy moet kyk na Department Q. Jy moet daarna kyk. Jy dink nie dis heeltemal jou sien nie, maar dis derde op Netflix op die oomblik. So ons moet daarna kyk. So ons kyk wat is gewild op die oomblik. How to Train Your Dragon het ek en sy gister gesien. Ek is heeltemal verlief op die fliek. Ek wil ook so 'n draakie hê. Maar daar's 'n aktrise daarin en sy's so pragtig en dan praat sy oor haar swaar kry kinderjare en dan dink ek met gremering. Jy is so mooi. Ek is seker jy besit 12 Chanel handsakke asseblief. En die aktrise is natuurlik omdat ek op filmstelle groot geword het. Regisseur het eendag vir my gesê daar's niks so mooi soos 'n aktrise wat haar trane terughou nie. En daar's niks so lelik soos 'n aktrise wat staan en druk om te probeer huil nie. So ons kyk nou natuurlik na baie verskillende toneelspeeltips ook. Soos jy hier kan hoor, dis verskriklik moeilik vir my as ons twee gesels. Ons gesels om die beurt natuurlik, maar sy sê die snaakste goed waarvan ons baie nie hier kan sê nie, ek dink dit word uitgesny, maar sy is vreeslike snaakse goed, dan wil ek uitbars van die lag, maar sy praat, so ek kan nie terwyl sy praat nie, dan kan jy nie hoor wat sy sê nie, so ek het al geleer om dit te doen. Dan sien Annie hoe ek sit en lag en dan begin sy daarvoor in die lag raak. So ons maak 'n baie lekker span dink ek. En ons gooi onverwas goed na mekaar toe. Sy sal byvoorbeeld vir my sê, Leon, hoekom maak jy aan die begin, voor die rolprent begin, jou oë toe?
Ja. Dan sê ek vir haar, bid jy? Sy vra vir my, bid jy dat dit 'n goeie film gaan wees? Dan sê ek vir haar, dis lokprente of trailers. Ek hou nie daarvan dat alles vir my weggegee moet word nie. So die oomblik wat 'n lokprent kom, maak ek my oë toe, dan sit ek so, dan stamp die mense langs my aan en sê moenie nou al slaap nie. Dan sê ek maar ek wil nie sien wat gebeur nie, want vandag se lokprente gee alles vir jou weg. Die eindige hulle gee dit vir jou weg. En ek wil nie weet wat gaan gebeur nie. En sy lag so vir my dan. En hulle noem dit 'n trailer want dit het aan die einde van die fliek gespeel in die ou dae en later het hulle besef maar hulle moet dit aan die begin van die film speel. Jy sien so, dit wil vir my voorkom asof ons ook baie by julle kan leer wanneer ons hierna gaan luister. Ons het nou 'n paar sekondes oor, so kom ons gesels net weer oor waar dit beskikbaar is en wanneer dit beskikbaar is en mense moet gaan luister. Annie, jy het al daai inligting altyd. Netwerk24.com, wat kyk Leon en Annie, al die intekenaars kan dit geniet. Klankgolwe. En Klankgolwe is die program se naam en ek dink die volgende een wat kom is 'n Penguin's Journey. Ons praat oor die Itermagog, ons praat oor 'n Penguin Lesson en natuurlik Mission Impossible is op pad en F1. Ek het gaan karre ry saam met die F1 ouens om die Brad Pitt fliek te bekend te stel wat nou een van die dae op. Maar dis nie noodwendig resensies nie, né? Sy doen ook agter die skerms. Sy gaan baie wat agter die skerms gebeur en sy doen navorsing. Sê maar sirens. Sy gaan lees op wat is 'n siren? 'n verleidswerk. Wie dra die rokke? Watter ontwerpers se rok is dit? Toe niggies begin het ek vir Saartjie Botha gebel en gesê vertel my hoe jy hierdie ding geskryf. So ons probeer soveel as moontlik inligting kry wat vir die persoon wat luister na Klankgolwe ook gaan waardevol wees. Ek gaan een of ander tyd by julle kom kuier want ek wil dit graag beleef. Daai lag in stilte en net hoe julle te werk gaan. En ons wys goed vir mekaar. Ek sou vra wys. Ja. Jy moet nou praat. Ek wil dit kom beleef. So dan beleef of kom oorleef. Daar sy. Dis goed gestel. Dankie dat julle vanoggend kom kuier. Kom ons kyk of ek hierdie woorde sal kan lees. So jy kan ingeskakel bly want ons fokus net hierna op sport. Ons was nou vir eers in die bioskoop gewees. Hier hou ons dinge gebalanseerd. Jy weet so 'n bietjie kultuur, vermaak en dan is daar ook sport. Maak ook seker jy gaan volg ons op sosiale media by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug.
Goeiemôre, good morning. Dis Skuins na 7 en dis nou tyd om sport te gesels en ek weet my arme kollega Arnold, hy het omtrent die sweet van sy voorkop afgevee wat ons wou so graag gesels met minister Rathbone, soos ek hulle altyd sal noem, oor die Vodacom Bulls en so aan, maar lyk is die koneksie so 'n bietjie swak daai Dublin uit. Ja, blykbaar het die ure nie hulle telefoonrekening betaal of iets in daai lyn nie. Ek hoop hulle vergeet 'n paar ander dinge ook. So jammer daaroor, dis ongelukkig een van die dinge. Tegnologie is nou seker iets wat gebeur wat jy nie altyd kan beheer nie. Ja. Kom ons hoop hulle beheer dinge beter Saterdag. Ons sal daarby kom. En net om vinnig in te chip, as dit Saterdag goed gaan, dan weet ons kan sommer met hulle gesels hier in studio. Dit sal soveel beter wees. Baie beter. Ek stem. So groot nuus natuurlik vandag is die Proteas se vuurdoop in Lords in Londen, wanneer hulle in aksie is teen die verdedigende kampioene Australië in 'n kragmeting met baie geskiedenis op die spel. Dis nie net sommer 'n wedstryd nie, want dit is 'n blywende dikwels bitter wedywering van cricketondersteuners en die twee spanne natuurlik. Maar hier's 'n interessante ding. As jy nou vir voormalige Protea vinnige bowler Makaya Antini vra, wat sou hy sê oor hierdie wedywering tussen die Proteas en die Aussies? En ek haal hom aan. Hy sê, ek het nou baie mense gehoor wat sê dat die Proteas in die koppe van die Aussie spelers moet inklim en hulle moet ontstel en probeer om hul konsentrasie op die venster uit te gooi. Maar dis nie hoe hy dit sien nie, sê hy. As 'n bowler het ek nog altyd geglo dat die cricketbal die enigste ding is wat moet praat en vir die cover moet jou kof die enigste ding wees wat praat. En so moet 'n back praat. Dit is interessant, né? Want jy kry mense wat sê maar doen die chirping en doen die sledging. Maar ek wonder soms of dit nie beter is om net niks te sê en net te speel. Net te speel. As die Aussies wil chirp, laat hulle chirp. As hulle wil sledge, laat hulle sledge. Ek wonder altyd, dit is so 'n interessante scenario daai. Ek dink los vir die skare. Jy weet, ek dink die skare is aggressief genoeg. Jy weet so. En daarbey saam sou ek aanneem, omdat dit die lang geskiedenis is met die bleekbene en die Aussies en die asse, dat daar baie wedywering van die skare sal wees. Jy laat my nou eintlik dink 92-93 toer Australië toe. Ek was saam op daai toer en in die tweede toets in Sydney. Daar onder by Forex Castlemaine Corner het een van die Aussies 'n bevrore hoender na Pat Simcox gegooi. Ag nee. Nou wonder ek net altyd vir 'n begin, hoe kry jy 'n bevrore hoender in by 'n sportstadion? Nee, net in dalk net in Engeland. Had the chicken cross lords. It was thrown at him very fast. It was very fast. It was supposed to be the chicken sandwich, but Formule 1 het gister bekend gemaak dat hulle 'n nuwe skedule het vir 2025. Daar gaan 2 wedrenne in Spanje wees, in Madrid wat 'n straatbaan debuut gaan maak daar, maar Italië se Imola is nie meer op die skedule nie en dit het van die 24 ronde kalender afgeval. Melbourne se Aussie Grand Prix sal weer die seisoenopener wees op die 8de Maart en dan China se Shanghai baan 'n week later en dan is daar 'n nuwe era met Cadillac wat toetree tot Formule 1 volgende jaar. Wow. En dit kan baie interessant wees. Monaco sal die eerste Europese ronde op 7 Junie wees in datums ruil met Kanada, wie se wedren in Montreal na die 24ste Mei skuif en dan Miami op die 3de Mei volg daarna. Ja, ek het nog 'n voorstel, né? So met ander woorde is ou se pa te verwys na 'n straatrenbaan. Ek dink ek is Johannesburg nog reg vir 'n monster truck. Jy weet, tipe dit kan interessant wees. En jy kry die taksies om om skoon te ry voordat hulle kom. Ja, sorg dat die gaspype goeders reg is dat die pad nou nie weer ontplof nie. Net so vinnig, was jy al by Formule 1? Ja. En dit is seker my eerste een toe ek was 6. Pieter, het my pa my gevat maar jy kan dit seker onthou soos gister. Dit is so. Inderdaad. 'n bucket list. Ja, dis een van die beslis moet doen. Laastens 2 SA afrigters wat betrokke is in die Verenigde Rugby Kampioenskap deur Vodacom in Saterdag se eindstryd. Maar bil afrigter sê Jacques Nienaber in sy insigte wat hy het. Hy sê daar word nou soveel ontleding gedoen en soveel intellektuele eiendom gedeel dat jy nie mense in die kring nodig het om te weet wat mense doen nie. Jacques moes na ons spelers kyk toe hy hulle in 'n nasionale opset gekies het, maar jy weet, ons mag dalk dinge verander. Dis die mooi ding van sport. Ons sal dalk 1 of 2 dinge moet verander, wetende dat hy weet wat ons gaan doen. Maar soos Driekus Du Plessis sê, het Jake gesê, miskien weet ons wat hy weet, maar hulle weet nie wat ons weet. Vat ons alweer. Beautiful. Maar kan jy nie dink die strategie wat die ouens het in beide kampe nou, nee, want hulle ken mekaar so goed. Presies. Nee, presies. En die interessante ding is as jy iemand ken wat jy saam mee gespeel het of afgerig het, jy weet as hy die bal kry, die eerste instink is om die bal te vat en regs te gaan. Nou moet jy in jou eie spelers in Jake se geleentheid in hulle koppe inkom en sê jy gaan nie regs nie. Jy gaan links vir 'n verandering. Ja, interessante klein goedjies wat die ander span verwag wat jy dan anders doen.
Daai regterbrein laat bietjie begin dan dink. Presies. Ja. Maar ek meen die ding is nou al reeds aan die gang. Die wonderlike ding vir my hiervan was uit die 4 semifinale, die halfeindstryde, was al 4 as dit ware Suid-Afrikaanse afrigters. Jy kan nou maar argumenteer oor John Plumtree, maar ek meen John is meer as 20 jaar hier in Suid-Afrika. Ja, verseker. Die interessante ding daarvan is jy moet jouself die vraag afvra, is dit Rassie Erasmus se invloed wat van daarbo afkom en almal op 'n ander manier laat dink aan afrigting. En nou wonder ek selfs in jou deel van die wêreld, in die vermaaklikheidswêreld en in besigheid, is daar so iemand in jou deel van die wêreld wat so lei en wat so inspirasie is en so 'n mentor is dat ander mense begin volg. Ja, jy weet ek is ons my Rassie in finansies. Ek hoor jou. Sorry. Rassie. Luister maar net so vinnig. Ek weet julle is nou nie een Woude Komboels ondersteuners regtig soos wat julle ek is hierdie naweek. Ja. So wat dink julle, hoe lyk die kans en sou jy 'n prediction maak? Ek dink dit gaan taai wees, gaan baie moeilik wees, maar dit gaan 2 of 3 punte wees. Dit kan selfs 'n Springbok squeaker wees. Ja. Thanks. Ek weet nie, dit hang seker maar weer op die bank gaan sit weer eens en wat so 'n kombinasie gaan hulle daar doen, maar ek is daai ou wat in my line gaan wees. Ek dink die bulle gaan hom amper net nie vir my deurtrek nie. Hy het 'n bietjie opgebreek daar, nog 'n tegniese probleempie. Ek is seker julle het nie daai netjie gehoor nie. Dankie Annie. Dankie Tuis dat ons bietjie kon sport gesels. Onthou, jy kan al hierdie gesprekke van ons ook later op die YouTube kanaal gaan beloer. Net hierna gesels ons met Anton Meiburg oor sy nuutste enkelsnit en ek het nog 'n interessante storie oor hom. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Een goeie ontwerper verstaan wanneer minder meer is. Wanneer meer is en wanneer funksie vorm dikteer. Met meer as 30 jaar se ondervinding bied Carney Interiors ontwerpplanne wat jou style en persoonlikheid weerspieël. Carney Interiors bied allesomvattende ontwerpdienste vir kommersiële en residensiële projekte. Kontak Carney Interiors vandag om jou drome te bewaarheid. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business.
Welkom terug. Anton Meiburg is 'n Afrikaanse sanger en liedjieskrywer, bekend vir treffers soos Boer met sy roer en Anna van Saldanha. Hy kuier vandag saam met Pieter om ons meer te vertel oor sy nuwe enkelsnit Wat verby is verby, 'n hartroerende ode aan vryheid. Anton, hartlike goeiemôre, good morning, baie welkom hier by ons. Baie dankie Pieter, lekker om weer op die kassie te wees. Man, ek moet vir jou sê, dit is vir my baie lekker om weer met jou te kan gesels. Ek moet ook net nalat, ek weet Elsa het nou genoem van treffers wat joune is, maar hy het ook natuurlik treffers geskryf, wat myne is, soos Tattoo is deur Anton geskryf. Hier is baie dankie, kan ons nie weer 'n tattoo doen nie? Tattoo, ja. Ons was soos 'n opvolg, soos 'n sequel. Ja, ag my vriende, so lekker om jou te sien. Net so kort, skryf is nie vir jou ietsie vreemd nie. Jy skryf al van kindsbeen af. Wanneer het jy begin skryf? Jong, Pieter, dit was eintlik my stiefma, Wyle Cora Marie wat dit veroorsaak het. Jy weet, ek was in puberteit 'n tiener, haar met 'n gitaar getokkel. En dan sê mos nou skaam, jy weet, jy skryf hierdie love songs en goed. En sy sê nee, speel dit ek hoor. En toe het ek so 'n liedjie Ek kan lewe geskryf. En wragtig toe neem sy hom op. En dit was ook die titelsnit van 'n langspeelplaat. Yes. Van nou ja, dis hoe dit begin het. Ja, en dan sit ek net maar vir al die ouens begin skryf so oor die jare. Verskeie kunstenaars, ek meen onder meer, ek het nou sopas gesê vir my, en vir wie was daar nog vir wie jy geskryf het? Hier goed, ek het die Stryd geskryf, Bobby van Jaarsveld, Saartjie van Bissiesvlei, Agtie Campbells, en Zak van die Kerk, Thys Bosveld klom, jouself. Ja, so oor die jare, Dousie en so voort. En is moeilik om te sê watter een is nou jou gunsteling, want ek dink dit het jou ook baie verras en surprise met kere, jy weet hoe die song uitgedraai het vir die kunstenaar. Ja, party mense, soos Tattoo byvoorbeeld. Baie kere hang af, 'n liedjie pas by iemand. Jy weet, ek kan hom skryf, maar hy gaan nie noodwendig by my pas of by jou nie. En ja, dit ek sou sê my gunsteling liedjie is heel waarskynlik Biker Angel. Maar omdat dit meer 'n persoonlike ding is, ja. Vertel vir my van jou nuwe liedjie wat verby is verby, wat het dit geïnspireer, hoe het jy by dit uitgekom? Ja, Pieter, jy weet op my ouderdom dan dink ek terug aan jou lewe en jy besef, daar's dinge wat jou teruggehou het, wat nie eintlik moes nie. So dis hoekom wat verby is verby, leef vir nou en kyk vorentoe en daai toue van die verlede, maak dit los en jy gaan in elk geval nie kan verander wat in die verlede gebeur het nie. So, ja, dit is maar, dis wat my... So jy beskryf ook, weet hierdie liedjie as 'n oproep tot bevryding, om net... Ja, om los te breek van die verlede, en daai goed wat jou terughou, die slegte goed, jy weet, bære dit, vergeet dit, gaan aan, kyk vorentoe. Is dit iets wat jy nog konstant doen, want ek weet natuurlik staan jy nog professioneel ook in 'n ander bedryf? Ja, jy weet, 'n mens moet dit doelbewuslik, as jy wakker word, elke oggend vir jouself sê, vandag is 'n nuwe dag, vergeet van gister, en pak die dag aan, jy weet, en doen jou beste. Anton, maar jy's nie heeltemal so vergete soos wat jy dink nie, want daar's 'n doppelganger van jou hier iewers, en ek het videomateriaal daarvan. O, ja, kyk, hy kom uit Brakpan uit, hy is nou 'n Engelse woord, hy gatecrash my vertonings. Nou maar laat ons net vir die kykers wys, hoe lyk jou doppelganger? Ja, Frikkie. Frikkie, laat ons... Mieliebom, mieliebom, lekker, 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 lekker mieliebom. Ek soek 'n dubbeltjie, dis ek baie blykkie, lekker, lekker mieliebom. Mieliebom, mieliebom, lekker, 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 lekker mieliebom. Ek soek 'n dubbeltjie, dis ek baie blykkie, lekker, lekker mieliebom. Hoekom lyk die man jy's naby aan mekaar? Man, ja, kyk, die mense sê so, kyk, hy het natuurlik die mullet, né? En hy het baie vroulike aanhangers. Ek weet nie, dit is iets omtrent hom, ek dink is die pens, die mullet, die, weet daai rowwe. Ja, nee. Ja, hy lyk so rof, jy weet daai. En wat presies is hierdie mieliebom? Kyk, dit is 'n engel liedjie. Kyk, ja, Frikkie is nou, kan jy nou sê, die alter ego. Die prettige kant van die lewe, ja. Ek's meer die ernstige kant, Frikkie is die pretkant, ja. Is dit vir jou lekker om in daai karakter in te klim? En hoe voel mense soos ons nou byvoorbeeld vandag, as jy sê, maar Frikkie wil saamkom? Ja, kyk, dit is wonderlik om so 'n karakter te hê. Jy kom natuurlik met baie weg, want dit is 'n karakter, niemand kan sê, jy het dit gesê nie, as hy dit sou sê. En ja, dit is amper soos om hierdie amper 'n bevryding van die normale, konvensionele reëls. Soos Frikkie doen wat hy wil, en hy het nie skaam nie, weet hy, ongekunstelde perd, ja. En het jy nie ook op 'n stadium een of ander toekenning ook namens Frikkie gaan ontvang of?
Ja, het 6 miljoen views op YouTube gekry. So hy's baie gewild op die hoe sê hy altyd hy het virus gegaan. Waar gaan ons meer van jou kan sien, meer van wat verby is, kan hoor? Ja, die liedjie kom uit Vrydag. Ons het 'n video gemaak wat ek dink iets anderste is as my voriges en meer om die boodskap van die liedjie oor te kry en dit gaan nie oor mooi storieetjies en so nie. So ja, ek sien baie daarna uit. Vrydag word hy vrygestel. En dan ja, ek weet nie of dit my laaste een gaan wees en of ek nog gaan maak nie. Ons sal maar sien wat hou die toekoms in. Maar die platemaatskappy almal is baie opgewonde oor die lied, ja. Ag, ons hou ook vir jou baie duim vas. Ons gaan met opgewondenheid na hom uitsien wat môre aanbetref. En my vriend, moenie ophou wat jy doen nie. Ek dink jy het so 'n groot bydrae ook gelewer tot die bedryf met jou liedjies. Moenie nie ophou daarmee nie. Ons sal nog steeds aan die deur klop, hoor. Dis reg, Pieter, enige tyd. Net so om te vra, wat verby is verby. Frikkie maakie sy verskyning daar binne nie, nee. Nee, kyk, dit is nie Frikkie se kos daai nie. Nee, Frikkie is 'n lighartige ouetjie. Hy's op die Ander Meyer, dankie vir jou kuier. Span baie dankie. Ek sien ek het 'n fan. Frikkie is hier. Pieter, weet jy wat? 'n Mieliebom van die een tyd na die ander een. Julle maak geskiedenis want Frikkie was nog nooit op die televisie nie. Daar's nog 'n dobbelganger van Frikkie. Wel, dis al van ons kant af. Onthou om môreoggend weer saam te kuier net hier by Goeiemôre Good Morning. Geniet die res van jou dag. Mieliebom, lekker mieliebom. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. ACDC Express. Everything electrical.